Hoofstuk 12. Van vervolger tot disipel. Een van die vernaamste Joodse leiers wat terdee ontsteld was oor die sukses wat met die verkondiging van die evangelie saamgegaan het, was Saulus van Tarsus. Saulus, wat van geboorte 'n Romeinse burger was nietemin deur die afstammeling 'n Jood, en hy is deur die bekendste rabbies in Jerusalem opgevoed. Saulus was uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Filippense 3 vers 5 en 6. Die rabbies het hom vir 'n belowende jong man aangesien, en daar is groot verwagtinge aangaande hom gekoester as 'n bekwame en ywerige voorstander van die oudtydse geloof. Sy verheffing tot lid van die Sanhedrin het aan hom 'n magsposisie verleen. Saulus het 'n belangrike rol gespeel in die verhoor en skuldigbevinding van Stefanus, en die opmerklike blyke van Gods teenwoordigheid met die martelaar het Saulus laat twyfel aan die regverdigheid van sy optrede teen die volgelinge van Jesus. Sy gees was diep ontroer. In sy verwarring het hy hom tot diegene gewend in wie se wysheid en oordeel hy die volste vertroue gehad het. Die argumente van die priesters en owerstes het hom uiteindelik daarvan oortuig dat Stefanus 'n godslasteraar was, dat die Christus wat deur die gemartelde disipel verkondig is, 'n indringer was, en dat diegene wat die heilige ambt bekleed reg moes wees. Saulus het egter nie sonder 'n ernstige stryd tot hierdie slotsom gekom nie. Maar uiteindelik het sy opvoeding en vooroordele, sy agting vir die voormalige leermeesters en die trotse gewildheid hom in sy verset teen die stem van die gewete en die genade van God gesterk. En nadat hy ten volle besluit het dat die priesters en skrifgeleerdes reg moet wees, het Saulus verbitterd geraak in sy teenstand teen die leerstellings wat deur die disippels van Jesus verkondig is. Sy bedrywighede wat veroorsaak het dat heilige manne en vroue voor die geregshowe gedaag is, waar sommige tot gevangenisstraf en selfs tot die dood gevonnis is, bloot weens hulle geloof in Jesus, het vir die pasgestigte kerk droefheid en verslaandheid veroorsaak, en baie van die lede het gevlug om veiligheid te soek. Diegene wat weens die vervolging uit Jerusalem verdryf is, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Handelinge 8 vers 4. Onder die stede waarheen hulle gevlug het, was Damaskus, waar die nuwe geloof talle bekeerlinge bygekry het. Die priesters en owerstes het gehoop dat die kettery deur waaksame optrede en streng vervolging onderdruk sou word. Nou het hulle besluit dat hulle in ander plekke ook die besliste maatreëls moes toepas, wat hulle in Jerusalem teen die nuwe leraars toegepas het. Saulus het sy dienste aangebied vir die besondere werk, wat hulle in Damaskus wou verrig. Hy het nog dreiging en moord geblaas teen die disippels van die Here, en het na die hoë priester gegaan, en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou vind wat van die weg was, manne, sowel as vroue. Hy het hulle geboeid na Jerusalem kom bring. Aldus met volmag en opdrag van die owerpriesters. Handelinge 26 vers 12. Gewapend het Saulus van Tarsus in die krag en ywer van sy manlikheid en met valse ywer besiel op daardie gedenkwaardige reis vertrek, wat weens die vreemde dinge wat hy daarop sou gebeur, sy hele lewensloop sou verander. Op die laaste dag van sy reis, in die middel van die dag, terwyl die moe reisigers Damaskus genader het hulle die volle uitsig gekry van die uitgestrekte vrugbare lande, pragtige tuine en vrugbare boorde, wat deur koelstrome uit die omliggende berge besproei is. Na die lang reis oor verlate woestyne,
was hierdie toneel inderdaad verkwikkend. Terwyl Saulus en sy metgeselle die vrugbare vlaktes en die mooi stad benede met bewondering aanskou, het hy skielik, soos hy later vertel, 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. Handelinge 26 vers 13. Te heerlik vir menslike oë om dit te kan verdra. Verblind en verward het Paulus teen die grond geval. Terwyl die nug nog rondom hulle geskyn het, het Saulus 'n stem hoor. Spreek in die Hebreëse taal, Handelinge 26 vers 14, en vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Vol vrees en byna blind weens die felheid van die lig, het Saulus se metgeselle 'n stem gehoor, maar geen mens gesien nie. Maar Saulus het die woorde wat tot hom gespreek is, verstaan. En die een wat dit gespreek het, naamlik die Seun van God, is duidelik aan hom geopenbaar. In die heerlike wese wat voor hom gestaan het, het hy die gekruisigde gesien. Die beeld van die Heiland se aangesig is vir ewig op die getroffe Jood se siel afgedruk. Die woord wat gespreek is, het sy siel met gewelddadige krag getref. 'n Ligstroom het tot in die donkerste kamers van sy hart ingevloei en die onkunde en dwaling van sy vorige lewe, as ook sy huidige behoefte aan verligting deur die Heilige Gees geopenbaar. Nou het Saulus besef dat hy met sy vervolging van die volgelinge van Jesus in werklikheid die werk van Satan gedoen het. Hy het ingesien dat sy oortuigings van wat reg is en van sy eie plig hoofsaaklik op sy groot vertroue in die priesters en owerstes gegrond was. Hy het hulle geglo toe hulle hom vertel het dat die verhaal van die opstanding 'n listige versinsel van die disippels was. Nou dat Jesus self aan hom geopenbaar was, was Saulus daarvan oortuig dat die beweringe van die disippels waar was. In daardie uur van hemelse verligting het Saulus se gees merkwaardig vinnig gewerk. Die profetiese verslae van die heilige skrifte het voor sy verstand oopgegaan. Hy het ingesien dat die verwerping van Jesus deur die Jode, sy kruisiging, opstanding en hemelvaart deur die profete voorspel was en bewys het dat hy die Messias was. Stefanus se preek tydens sy marteling het duidelik voor Saulus se gees opgekom en hy het besef dat die martelaar inderdaad die heerlikheid van God gesien het toe hy uitgeroep het, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Handelinge 7 vers 55 en 56. Die priesters het gesê dat daar die woorde godslastering was, maar Saulus het nou geweet dat dit waar was. Wat 'n openbaring was dit vir die vervolger. Nou het Saulus verseker geweet dat die beloofde Messias in die gedaante van Jesus van Nasaret na die aarde gekom het en dat hy deur diegene wat hy kom red het, verwerp en gekruisig is. Hy het ook geweet dat die Heiland seëvierend uit die graf opgestaan en na die hemel opgevaar het. In daardie oomblik van goddelike openbaring het hy ook met vrees onthou dat Stefanus, wat van die gekruisigde en opgestane Heiland getuig het, met sy toestemming geoffer was, en dat daar later deur sy toedoen talle waardige volgelinge van Jesus deur vervolging omgekom het. Die Heiland het deur Stefanus tot Saulus gespreek en sy duidelike beredenering kon nie weerspreek word nie. Die geleerde Jood het gesien dat die aangesig van die martelaar die lig van Christus se heerlikheid weerkaats en dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Handelinge 6 vers 15. Hy het Stefanus se lankmoedigheid teenoor sy vyande en sy vergifnis van hulle gesien.
Hy het ook die standvastigheid en blymoedige lydsaamheid gesien van talle wat deur sy toedoen gemartel en verdruk is. Hy het gesien dat sommige self van hulle lewens met blydskap prysgee om die onthaalwe van hulle geloof. Al hierdie dinge het luid tot Saulus gespreek en soms die byna oorweldigende oortuiging op sy gemoed afgedwing dat Jesus die beloofde Messias was. Dan het hy heel nag lank teen hierdie oortuiginge geworstel en die saak altyd afgemaak deur sy geloof te bevestig dat Jesus nie die Messias was nie en dat sy volgelinge misleidende dwepers was. Nou het Jesus met sy eie stem tot Saulus gespreek en gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En op die vraag, wie is u Here, was die antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Hier vereenselwig Christus hom met sy volk, deurdat hy die volgelinge van Jesus vervolg het Saulus regstreeks teen die Here van die hemel gekap. Deur hulle vals te beskuldig en teen hulle te getuig, het die verlosser van die wêreld vals beskuldigings teen hom getuig. Saulus het glad nie daaraan getwyfel dat die een wat tot hom gespreek het, Jesus van Nasaret, die lang verwagte Messias, die trooster en verlosser van Israel was nie. En terwyl hy bewe en verbaas was, verneem hy, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Toe die heerlikheid onttrek is en Saulus van die grond af opstaan, ontdek hy dat hy glad niks kan sien nie. Die glans van Christus se heerlikheid was te skerp vir sy sterflike oë, en toe dit verwyder was, het die donkerte van die nag op sy oë neergedaal. Hy het geglo dat God hom met blindheid gestraf vir sy wrede vervolging van die volgelinge van Jesus. In die vreeslike duisternis het hy rondgetas en bevrees en verbaas, het sy metgeselle hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. Daardie veelbewoë dag het Saulus Damaskus in die oggend genader met die diepe tevredenheid oor die vertroue wat die owerpriesters aan hom gestel het. Groot verantwoordelikhede was aan hom toevertrou. Hy het die opdrag gehad om die belange van die Joodse geloof te bevorder deur die verspreiding van die nuwe geloof in Damaskus, indien moontlik te keer. Hy het hom voorgenem dat sy sending met sukses bekroon sou word en het met vurige verlange uitgesien na die dinge wat hy verwag het om daar te beleef. Maar hoe anders as sy verwagting was sy intog in die stad? Blind geslaan, hopeloos, deur gewetenswroging gekwel, nie wetende watter verdere oordeel daar vir hom mag wag nie, het hy die huis van die disipel Judas opgesoek, waar hy in eensaamheid die geleentheid gehad het om na te dink en te bid. 3 dae lank het Saulus niks gesien nie en niks geëet of gedrink nie. Daardie dae van sielefoltering was vir hom soos jare. Keer op keer het hy met sy siele angs onthou watter aandeel hy aan die marteling van Stefanus gehad het. Met afskeid het hy gedink hoe hy hom skuldig gemaak het deur hom aan die boosheid en vooroordeel van die priesters en owerstes te onderwerp, selfs nadat Stefanus se aangesig met die glans van die hemellig verlig was. Bedroef en met 'n gebroke hart het hy hom herinner hoe dikwels hy sy oë en sy ore gesluit het teen die duidelikste bewyse en sy meedoenlose vervolging van die gelowiges in die Jesus van Nasaret voortgesit het. Hierdie dae van nougesette selfondersoek en verootmoediging van die hart is in die eensame afsondering deurgebring. Die gelowiges wat gewaarsku is oor die doel van Saulus se koms na Damaskus, het gevrees dat hy toneel speel om hulle makliker te laat mislei en het hulle op 'n afstand gehou en geweier om aan hom medelee te betoon.
Hy het geen begeerte gehad om 'n beroep te doen op die onbekeerde Jode met wie se samewerking hy van plan was om die gelowiges te vervolg nie. Want hy het goed geweet dat hulle sou nie eers na sy verhaal luister nie. So is hy dan skynbaar van alle medelyde afgesny. Sy enigste hoop op hulp was in 'n genadige God, en met 'n gebroke hart het hy op hom beroep. Gedurende die lange ure toe Saulus alleen met God ingesluit was, het hy hom aan talle skrifgedeeltes herinner wat na die eerste koms van Jesus verwys. Sorgvuldig het hy die profeseë nagegaan, sy geheue verskerp deur die oortuiging waartoe hy pas gekom het. Terwyl hy oor die betekenis van daardie profeseë nagedink het, was hy verbaas oor sy vorige blindheid van opvatting en oor die blindheid van die Jode oor die algemeen, wat daartoe aanleiding gegee het, dat hulle Jesus as die beloofde Messias verwerp het. Voor sy verligte insig was alles nou duidelik. Hy het geweet dat sy voormalige vooroordeel en ongeloof sy geestelike insig benevel het en verhoed het dat hy in Jesus van Nasaret die Messias van die profeseë sien. Toe Saulus hom ten volle aan die oortuigende mag van die Heilige Gees oorgee, sien hy die foute van sy lewe en erken hy die verrykende eise van die wet van God. Hy wat voorheen 'n trotse fariseer was, wat geglo dat hy deur sy goeie werke geregverdig is, het nou met die nederigheid en eenvoud van 'n klein kindjie voor God gekniel, sy eie onwaardigheid bely en om die deugde van die gekruisigde en opgestane Heiland gepleit. Saulus het daarna verlang om ten volle met die Vader en die Seun ooreen te stem, met hulle gemeenskap te hou, en in sy sterk verlange na vergifnis en aanneming, het hy vurige gebede tot die genadetroon gerig. Die gebede van die boetvaardige fariseer was nie te vergeefs nie. Sy innerlike oorweging en die gevoelens van sy hart is deur goddelike genade verander, en sy edeler hoedanighede is met die ewige planne van God in ooreenstemming gebring. Christus en sy geregtigheid het vir Saulus meer geword as die hele wêreld. Die bekering van Saulus is 'n treffende bewys van die wonderkrag van die Heilige Gees om mense van sonde te oortuig. Hy het werklik geglo dat Jesus van Nasaret die wet van God verontagsaam en sy disippels geleer het dat dit kragteloos was. Maar na sy bekering het Saulus in Jesus die een gesien wat na die aarde gekom het met die juiste doel om sy Vader se wet te handhaaf. Hy was oortuig dat Jesus die oorsprong van die hele Joodse offerstelsel was. Hy het ingesien dat beeld en teenbeeld mekaar by die kruisiging ontmoet het, dat Jesus die Ou Testamentiese profeseë aangaande die verlosser van Israel vervul het. In die verhaal van Saulus se bekering word belangrike beginsels aan ons voorgelê en ons behoort dit in gedagte te hou. Saulus is regstreeks in die teenwoordigheid van Christus ingebring. Christus het hom vir 'n uiters belangrike werk bestem. Hy was vir hom 'n uitverkore werktuig. Nogtans het die Here hom nie onmiddellik vertel van die werk wat aan hom opgedra is nie. Hy het hom in sy loop gestuit en van sonde oortuig, maar toe Saulus vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Het die Here die vraende Jood met sy kerk in verbinding gebring, om daar uit te vind wat die wil van God vir hom was. Die wonderlike lig wat die duisternis in Saulus se siel verlig het, was die werk van die Here, maar daar was ook 'n werk wat die disippels vir hom moes doen. Christus het die werk van openbaring en oortuiging verrig. Nou was die boetvaardige in 'n toestand om van diegene te leer wat God aangestel het om sy waarheid te verkondig.
Terwyl Saulus in Judas se huis eensaam gebid en gesmeek het die Here aan 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias verskyn en hom vertel dat Saulus van Tarsus bid en dat hy hulp nodig het. Die hemelse boodskapper het gesê, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid en hy het 'n gesig, 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande opgelê sodat hy weer kon sien. Ananias kon die engelse woorde skaars glo, want die berig van Saulus se bittere vervolging van die heiliges te Jerusalem is wyd en suid versprei. Hy het dit gewaag om te praat. Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die bevel was beslis, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en kinders van Israel. Gehoorsaam aan die bevel van die engel het Ananias die man opgesoek wat kort gelede nog dreiginge en moord geblaas het teen almal wat in die naam van Jesus geglo het. Hy het sy hande op die bovaardige leier se hoof gelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Aldus het Jesus die gesag van sy georganiseerde kerk op aarde goedgekeur, en Saulus met sy aangestelde verteenwoordigers op aarde in verbinding gebring. Nou het Christus 'n kerk as sy verteenwoordiger op aarde gehad, en dit was sy werk om die boetvaardige sondaar op die lewensweg te rig. Baie mense meen dat hulle net aan Christus verantwoordelik is vir hulle lig en belewenis, dat hulle onafhanklik staan van sy erkende volgelinge op aarde. Jesus is die sondaarsvriend en hy is oor hulle elende begaan. Hy het alle mag in die hemel en op aarde, maar hy het agting vir die middel wat hy tot verligting en verlossing van die mensdom bestem het. Hy verwys sondaars na die kerk wat hy as ligkanaal vir die wêreld gemaak het. Toe Saulus te midde van sy blinde dwaling en vooroordeel 'n gesig gesien het van die Christus wat hy vervolg het, is hy regstreeks in verbinding gebring met die kerk wat die lig van die wêreld was. In hierdie geval verteenwoordig Ananias Christus en Christus se bedienaars op aarde wat aangestel is om namens hom op te tree. Namens Christus raak Ananias aan Saulus se oë sodat hulle weer kan sien. Namens Christus lê hy sy hande op hom en wanneer hy in die naam van Christus bid, ontvang Saulus die Heilige Gees. Alles word in die naam en op gesag van Christus gedoen. Christus is die bron, die kerk.